Morgen julle. Ek hoop julle is alright. Hoor ek was eerste naam jy gekom, dus kom ons nou weer die tyd. Sommige van die verhoudings is 'n kontrak te maak klaar. Die mannen wat ek hier nou hoor, wat is nou weer lekker sokkerbene wat jy nou hierdie naweek sien. Ek was ook 'n sokkerspeler op my dame, julle gaan jaloers as ek nog vir my foto's moet wys. Maar ek het 'n bemoediging vir iemand. Johannes 11:25 sê, ek is die opstanding en die lewe. Dis nou God wat soos hy sê, wie ook al aan my glo sal lewe, al het hy ook gesterf. Wat jy hoor wat ek sê nie. Hy sê, ek is die opstanding en die lewe. Wie ook aan my glo, wat sterwe sal lewe. Dat jy moet verstaan, dat sommige jou soos hoor van die kruisdood, dink ons as die einde. Maar ek wil hê jy moet verstaan, die kruisdood is die begin van groter dinge, as die begin van 'n nuwe ding in jou lewe. As die Here sterwe, beteken dit, allow die ou goede aan jou lewe, die ou gewoontes, die Here gee jou weer 'n geleentheid. Kyk, ons het opgebors tot hier toe, ons het opgebors tot vandag toe. Die Here gee jou 'n geleentheid hierdie Paasnaweek om al die ou gewoontes, al die ou opmorse, al die ou misvatte te begrawe en op die kruis te sit en te sê dat dit is julle einde, maar dat is die begin van God se kruisdood. Ek wil hoor wat ek sê nie. Die kruisdood waarop Jesus vir ons gesterwe het, dit is die opstanding en dit is die nuwe dinge en dit is die nuwe begin van my lewe. Maar hierdie dinge en hierdie gewoontes en hierdie ou habits en hierdie lelike goede vat ek en ek sit hulle op 'n kruis en dis die einde van hulle, omdat ek aan die nuwe begin van hierdie kruisdood van Jesus vat. Die een ding wat ek verstaan, is dat wat die woord sê, wanneer ek in hom glo en ek glo in die Here. Want jy kan vir my noem Jesus freak, jy kan vir my noem glo Rita, jy kan my noem vertroue Rita, vertrouste. Die Here bly sê so, my kom met jou tyd is die God se tyd nie. En wanneer jy moet verstaan, ek gaan nooit die Here treat based op hoe jy hom ken nie. Ek treat die Here based op wat hy vir my gedoen het. Ek weet wie God is. Ek verstaan wat hy doen en wanneer hy dit doen. Ek verstaan dat God se tyd is nie my tyd nie. Sy wie is nie my wie nie. Ek verstaan dat God se gedagtes en my gedagtes is ver van mekaar. So ek weet wie God is en ek verstaan dat elke ding wat jy in my lewe doen het 'n rede en daar's 'n doel vir dit. So jy wil negative spirit wat vir my wil sê dat die Here doen niks. Die Here bestaan nie. Dis jou ervaring. Dis wat jy wil glo. Dis wat jy wil allow. Ek is 'n awakening en ek het 'n spirit of discernment om te verstaan dat as ek aan die Here glo, sal ek lewe al het ek ook gesterwe. Dis 'n tyd soos nou, waar ek weer die vyand kom en hy wil jou op 'n plek geestelik doodmaak. Hy wil jou nou laat proerite word. Jy is nou die proerster van alle proerere. Wat is dit? Jy is nou die hoofmeisie. Jy is nou die hoofman, want jy het die kaarte. Ek wil hê jy moet wysheid toon aan hierdie naweek. Dis die naweek waar die duiwel vir jou, wat mamma gesê het, mamma het gesê, lekker, dis 'n vinger lank. Nou dis hierdie naweek wat 'n vinger lank is. Ek wil nou vir jou sê, Easter Monday, as jy die visse sous eet en op jou bank statement kyk, sien jy, ek het misgevat. Daar is die terugdraai, jy kan nie tot by die veld gaan, of waar jy goed gebeur het, om te sê, jy soek 'n refund. En almal wat dan saam met jou was, toe jy dans en jou verneder, toe sê hulle, oh ja! Maar nou, as hulle stille lied is, silent is, hulle silent, be in awakening, wees waaksaam, hierdie Easters, evens by die gekomdes, hulle het gladde hare, wat ek sê vir jou, hulle het goud in, wat die duiwel kom met horingsie, hy kom vir jou opgedres, om jou te kom staan omkrap. Wie is God dan? Jy ken my wie God is. As jy nog so na jou toe kom en sê, dit lyk asof Jesus my alweer wys wie jy is. Gaan weg so op die vyand van die kruis, soos mamma gesê het.